Al wat ek verstaan het is, die Here het my geken, hy het my geroep, hy het my geanoint, daar is 'n doel vir my lewe. Ek is net van hier aan die kant, die rivier af, Boskamp, Toplyn, die gedeeltes. En 'n tyd gelede het die Here met my gepraat as 'n kind. Hy het my op by stadium Jeremiah chapter 1 verse 5 gegee. I called you before you were conceived, I named you when you were in your mother's womb, and I ordained you as a prophet for nations. Jy weet, baie keer verwag ons dat ons fisiese omgewing verander moet word, voordat ons in daad, in gedagte, in wandel verander kan word. Maar wanneer die Here sy woord tot ons spreek, dan bring dit verandering. Dink in Romans chapter 12 verse 2, wat sê, do not conform any longer to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. En nou, die waarheid, ons het hierdie week baie gepraat van, jy gaan die waarheid ken en die waarheid gaan jou vrymaak. Dit is waar ons salvation lê. Here Jesus Christus wat die weg, die waarheid en die lewe is. Ek het baie dinge geverlang, ek het baie dinge gebegeer. Jy wil hierdie ding hê, jy wil daai ding hê, jy wens jy kon uit 'n ryk huis uitkom en al die klasgoedjies. En al wat ek nodig gehad het, was nie ryker ouers nie. Was nie 'n steenhuis met sementvloere of tylvloere of hardwood floors of wat ook al nie. In hy huis, riethuis met kleimure en misvloere, het die Here my verander deur hierdie woord. Ek het besef dat ek is hier vir 'n rede. En dit was genoeg vir my. Dit was die woord wat my gedra het en wat my nog steeds vandag dra. Ek onthou ek kon eendag, ons het die tafel en stoele gehad waar rondom jy kon sit as jy aaneet het. Ons het sommer partykeer in die skerm gesit rondom 'n vuur. Ek love die campfire wat ons gisterand daar gehad het. So dit is bring back memories. En daar sit ons rondom die vuur en ons hoor na stories wat my pa of my ma of wie ook al vertel. My pa was altyd die storyteller. Ek het groot geraak aanvanklik met my ouma en my ouma het altyd ook stories gevertel. So dit was awesome geweest. Dit was die tydverdryf geweest in die aande. En daai aand begin die Here die bevrydingsproses en ek kon vir my ma en my pa sê, as ek weer kon kies, dan sou ek julle kon kies as my ouers. Weet julle hoe bevrydend was dit geweest? Ek kon shackles sien en voel loskom. Ek kon gewig voel van my skouers afgaan. En van daar af kon ek bryf begin loop. Want God het 'n doel met my lewe. Ek het nie verstaan wat Jeremiah chapter 1 verse 5 beteken nie. Al wat ek verstaan het is, die Here het my geken, hy het my geroep, hy het my geanoint, daar is 'n doel vir my lewe. Wat hy doel ook al is, daar is 'n doel vir my lewe, is genoeg vir my vir daai seisoen gewees om te weet. En nou ek was op 'n stadium gewees waar ek my naam even gedeny het. Ek het 4 name actually. Ruben Vuyani Tabang, seun, of ander mense sê sommer seentjie, Ramulifi. Ruben en seentjie natuurlik dieselfde, Vuyani Tabang natuurlik dieselfde. Jy nou die groot ding wat die vyand altyd kom doen in ons lewens. Die Bybel sê in John chapter 10 verse 10 dat die vyand het gekom om te steel, hy het gekom om dood te maak en hy het gekom om te vernietig. Maar Here Jesus Christus het gekom om lewe en lewe in oorvloed te gee. Speer International en Speer SA
Speer SA, Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou en jy kan round-off kursus kom doen hier by Speer International. En dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën. En wat die vyand doen deur 'n event wat in jou lewe gebeur. Alles is geared daartoe om jou van jou identiteit te beroof. As jy weet wie jy is, dan weet jy hoekom is jy. As jy weet wie sin jy is, dan weet jy wie jy is. Genesis 1:26. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fishes of the sea, and over the fowls of the air, and over the cattle, and all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. And God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply. Replenish the earth and subdue it. And have dominion over the fishes of the sea and over the fowls of the air and over every living thing that moveth upon the earth. U sien Vader God se oorspronklike idee. U sien waar het alles begin en hoe alles in plek gesit is reg van die begin af. Maar nou leer die Bybel ons dat die duiwel het gekom, hy het vir Eva gekom versoek en gekom bedrieg en die val van die mens het ultimately gekom. Romans 3:23 says, we all have sinned and fall short of the glory of God. But John 3:16 bring hierdie goeie nuus en hy sê wat? For God so loved the world that he gave his only begotten son, so that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. Colossians 1:27, this is the mystery that has been hidden from us since the beginning. Christ in us is the hope of glory. Ons soek so na verskillende glories. Ek wil nie eers meer mention dinge soos die Olympics en al hierdie performances nie. Ek wil dit nie eers meer noem nie, want dit begin nou word die goed wat mense dink maak jou en gee waarde aan jou. Maar dit is nie. Ek is nie sonder Here Jesus Christus nie. Al hierdie ander goeders is niks. Ek kan nie dink, ek onthou, die Here maak dat ek 2004 en 2008 Olympics toe gaan. 2012 qualify ek 5 keer. Ek word nie gekies om te gaan nie. Normally sou ek devastated gewees het. Maar ek was nie, ek het vrede gehad. En ek besef, die ding wat ek lankal gesoek het, in al hierdie performances, en die waarheid is, ek het glorie gesoek in performances, ek het glorie gesoek in geld, ek het glorie gesoek in fame, ek het dit gesoek. Ek het aanvaarding en liefde in al hierdie goeders gesoek. Ek het waarde gesoek in dit alles. Dit het nodig geraak vir die Here om hierdie goed van my af te strip, om my op die straat te laat bly, om te besef that in Christ Jesus I have everything. He is the hope of glory. Baie keer is al hierdie goeders 'n distreksie. Jy fokus so op die een ding, want nou die Bybel vertel ons dat
Die vlees word nooit versadig nie. Dit word nooit bevredig nie. Jy gaan vandag sê, okay, Jessie, as ek 10.000 rand 'n maand pay, dan is ek seker, ek sal happy wees, ek sal dit kan doen, ek sal 'n gemaklike lewe hê. Die eerste maand mag dit miskien gebeur. In fact, die eerste maand wanneer daai notice inkom, dan voel jy disappointed. Hoekom was dit nie maar 100.000 rand nie? Is die waarheid. Dis die waarheid. Ek praat goed wat ek persoonlik ervaar het. En baie keer moet ek my tot orde roep en sê, maar jy het gesê 10.000 rand. En so kan 100.000 rand 'n miljoen rand word, en jy gaan sê, maar hoekom was dit nie 'n biljoen rand nie? Jy gaan nooit ooit satisfaction vind in die vlees nie. En ek glo dit is hoekom Vader God ons wil terugbring na die oorsprong toe. In atletiek praat ons altyd van 'n basis, en dit is die tema van hierdie gesprek is dat fondasie. Ons sê altyd in atletiek dat as jy 'n goeie basis het, dan kan jy hoog bou. As jy 'n goeie basis het, dan kan jy consistent wees. En dit is wat ons soek, en die enigste consistency wat ons kan hê, die enigste way wat ons kan bou, is wanneer ons bou op Here Jesus Christus. Hy is die ewige fondasie. The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addict is, as jy 'n issue het aan selfoon verslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus, en dan kan jy hom aanneem, en uit Miracle Place uit, the Miracle Place, vat ons die mense, en ons oorreed hulle, of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie, en 'n bietjie 'n stapie verder gaan nie. Wat die Miracle Place ook bied, is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom, en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook, en as iemand siek is, kom daai 2 dae, en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. Nou die Bybel vertel ons van, hy sê dat 'n wyse man bou sy huis op 'n rots, right? Die dwaase op sand. Winde kom en hy is waai om. Hier is die amazing ding. Die huis is gebou, die huis staan, die dak is op, mense bly daarin. En dit lyk alles goed en wel vir solank daar nie storms kom nie. Sometimes you just need the perfect storm om my huis te breek. En mense word deceived omdat dinge staan en mooi glamorous lyk. Like, wow, I have arrived. En wanneer dat gebeur, wanneer hy huis platval, nou is dit, God, waar was U? He was always there. As waar was jy? David in een van sy psalms sê, wanneer hy gekyk het na die wicked, die booses, is mens die booses, en hy gesien het hoe hulle voorspoedig is in alles wat hulle doen, die oorvloed wat hulle het, dit lyk asof daar geen toerekening is vir hulle verkeerde nie. Hy sê hy het amper sy siel verloor. Sy siel het amper skade gelei. Maar hier is die amazing part. Daai situasie het nie verander nie. Wat verander het, was sy persepsie. In sy persepsie het verander, omdat hy sy mind geredirect het. Hy sê, but when I was in the sanctuary of the Lord, I realized, die Here hoef niks te verander in jou omstandighede nie. Jy moet verander jou denkwyse. Jy moet jou denkwyse verander.
Jy nou Pieter, ons het genoem ook al hierdie week. Pieter vra die Here, tussen alle disciples vra hy die Here, dat die Here hom moet roep, sodat hy kan uitkom op die storm. En nou, hulle was bang vir hierdie storm gewees, hulle was bang gewees, gedink die Here is as een of ander gees, en nou vra hy, as u my roep, as u die woord gee, gaan nou kom, wat het verander in die omstandighede? Niksie. Al wat verander het was, Here Jesus Christus het gesê, kom. En die oomblik toe hy sê, kom, het hy woord, Pieter gepropel, om uit die boot uit te klim. Kom, het gemaak dat Pieter op die water loop. En hier skop die vlees in. En die vlees maak dat Pieter sy oog van Here Jesus Christus afhaal. En wat het gebeur? Hy sink. Jy is depressief, jy sink, nie omdat God sy krag verloor het nie. Jy is depressief, jy sink en jy voel soos 'n loser, omdat jy jou oog van Here Jesus Christus af geremove het. That's the reason. He's always there. Ek onthou ons kamp in Germany. Maar voor die vlieg ek uit Suid-Afrika uit en ek pak heavy. En al my sake verdwyn, van ek het soveel connecting flights gehad. Ek moes eers Greece toe vlieg, daar 'n wedloop hardloop en dan sou ek die res van die span in Germany gaan join. My sake tussen die connections raak weg, het spoorloos. Ons bel alle airports, niemand weet waar my sake is nie. Al wat ek het is my hand luggage. Nou ek hou van elke dag change. En so, hierdie was 'n ding wat my gestretch het. Nou moet ek elke dag dieselfde goed aan hê. Sekere ouens het begin grappe met my gemaak oor dit en gesê, ja, jy lyk soos 'n vlieg, jy nou, elke dag dieselfde klere. Dit het gereën, toe top het of, reën het elke liewe dag. Is koud, is miserable. Mense begin raak hakkerig met mekaar. As infights. Maar die amazing ding wat gebeur is, deur dit alles, preserve die Here 'n smile op my gesig. Sonder dat ek dit agterkom. Elke dag smile ek, en ek is happy, sonder dat ek dit agterkom. Ek is te gefokus op hierdie storm wat aangaan in my lewe. En die Here skrik my eendag wakker terwyl ons in 'n tram is en een van die coaches sê vir my, Ruben, weet jy wat? Jy is die enigste persoon wat 'n mens uitsien om te sien elke dag. Van elke dag sit jy met 'n smile op jou gesig. En ek dink aan, hoe is dit moontlik? Dit wat ek hier binne ervaar, spreek different van wat hy nou getuig. Ek kon nou ook bereik 'n punt, nou het ek hierdie testimony gehoor. En nou is dit like, skrik my wakker en ek is like, wow, ek het 'n responsibility om Here Jesus Christus te glorify, maak nie saak wat die situasie, wat die circumstances is nie. En ek onthou, eendag gebeur het, dat ek voel regtig so down in the dumps. En ek hardloop na my kamer toe, en ek dink ek gaan nie breek voor enige iemand nie. Niemand gaan my trane sien nie. My trane is preserved vir my Vader. Hardloopkamer toe, maak die deur agter my toe, my Bybel lê op my bed, my laptop sit op my bed, en ek dink, okay, kom ek speel net eers 'n bietjie gospel musiek, sodat ek kan, in die stemming kom om te bid, ek het nie woorde om te bid nie. Ek sit op my knieë, maar geen woord kom uit nie. En nou, raak ek in die laptop, maar ek voel ook nie, om musiek te luister nou nie, gospel musiek te luister nie. En ek maak my Bybel oop, Psalm 46, verse 10 and 11. Be still and know that I am God. I will be exalted amongst the nations. I will be exalted amongst the people. En net daar, change alles. My hart oorvloei met blydskap. Ek los my Bybel net so en ek voel, hoorie, ek kan die wêreld aanvat. Ek maak die deur oop, ek hardloop uit, Vader, met wie moet ek preek, met wie moet ek die woord sê, met wie moet ek hierdie blydskap wat ek het deel. My klere het nog nie gekom nie,
Die reën het nooit verander, is nog elke dag miserable. Here, jy het my hart gevul deur my fokus te draai, of my joy gevul en compleet gemaak deur my fokus te draai, om op hom te kyk. How deep the Father's love for us, how vast beyond no measure, that He should give His only Son. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank. Of jy kan vir 'n beraader kom leer. Jy kan vir 'n evangelis. Jy kan jou bekwam om vir God te werk. Jy kan ook 'n gap jaar vat. Maar nou het ons ook gap seisoene. Dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels. By School of Fire, nou ja, die nommer is op die skerm, stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire.